Well, in the New Democracy on that particular day, I was at a school in Greymont for voting. It went very quickly, but if you checked on the news that day, there were helicopters flying all over, and there were just rows and rows of people waiting to vote. Okay, there was a air of optimism in the country that things were changing. I think it's incredibly important that people go and vote. Unfortunately, when I speak to youngsters, my friends, kids, grandkids, all of them say, but why bother? Why am I wasting my vote? And I say to them, well, it's very important. It doesn't matter what their political affiliation is, whether it's a blue T-shirt, a red T-shirt, whatever T-shirt. I always encourage them, doesn't matter what your political beliefs and affiliation are. The only way we can make a difference as a country is everybody goes out there and has their say and lifts their opinion of what's going on. Seker so 12 jaar terug dan, hè? Ja. Ek het eintlik vir die eerste keer soos 2 jaar terug gestem. Vir my is dit baie lekker om te weet jy is besig om tog 'n verskil te maak. Ek dink met die jare besef jy ook dat elke bietjie tel. Soos dit is waar dat dit help nie het beweeg weg nie. Ons sê ook baie soos ek dink mense kan vinnig negatief raak of realisties wees oor wat aangaan in die wêreld, maar jy kan eintlik nie 'n opinie hê as jy nie jou deel doen om te gaan stem en te probeer om 'n verskil te maak nie. Ek dink ek het eers op 23 omtrent begin. Om my stem aan buite te sit, dink ek is belangrik, want elke vote maak saak. Ek dink ons dink altyd dat my stem maak nie saak nie, so ek gaan nie stem nie. Maar eintlik met elkeen stem, want elkeen stem het ons mos nou almal gestem. So dan kan 'n ouens vat wat regtig 'n verskil wil maak en die opinie kan tel. The first time that I voted was in 2010. Yes, and it felt all right. And I had a power to vote for the party which I love and want to bring at least change in our country. Die eerste keer wanneer ek gestem het was 2 jaar terug. Ek is nou 24 en ek raak eintlik frustreerd en kwaad as ek hoor my vriende en mense in my ouderdomsgroep voel net nie 'n need om te gaan stem nie. En ja, dis soos ek sê altyd ek sê altyd as jy nie gestem het nie en as jy nie jou bydrae op daai manier gelewer het nie, kan jy glad nie opinie hê oor wat in hierdie land gebeur nie. Dis hypocritical om te sê okay, maar wat gaan my stem doen? En dan kla ons oor die potholes en ons kla oor ons taks wat gevat word en nie gebruik word nie, maar Dit is Vryheidsdag en Suid-Afrikaners vier nie net demokrasie nie, maar ook die pad wat ons as land tot vandag gestap het en dalk ook die pad wat nog voorlê. Maar na meer as 3 dekades van vryheid ontstaan die vraag, verstaan ons nog werklik die betekenis van hierdie dag? En het ons dalk nuwe simbole of maniere nodig om ons as nasie te verbind? Om hieroor te gesels, sluit die professor in praktiese teologie aan die Universiteit Stellenbosch, Cas Webner, nou by ons aan. Goeiemôre prof en hartlik welkom by Goeiemôre Good Morning. Goeiemôre Elsa. Goed, wanneer ons aan Vryheidsdag dink, fokus baie mense op die geskiedenis. Maar wat beteken hierdie dag vandag in 2026 vir Suid-Afrikaners? Ek kan sommer dadelik aan 'n paar dinge dink wat dit beteken in ons eie dag en die geskiedenis is een daarvan. In die eerste plek dink ek is belangrik dat ons onthou op Vryheidsdag en dat ons onthou wat ons onthou. Ons onthou 'n baie spesifieke dag en gebeurtenis, 27 April 1994, en dat dit die eerste dag in ons geskiedenis was wat alle mense bo 18 kon gestem het. Met ander woorde, dis 'n massiewe oorgang wat gemaak is van eeue se kolonialisme, dekades se apartheid. En ek dink is baie belangrik om net terug te gaan na die geskiedenis en dit te onthou. Maar ek wil bysê ons doen dit op 'n baie spesifieke wyse. Dis 'n onthou wat ons herdenking kan noem. Met ander woorde, wanneer dit herdenking is, soos op Vryheidsdag, dan onthou jy iets uit die verlede in die hede en so kan ek amper sê verander jou toekoms. Dis om iets lewendig te hou. Jy het gesê ek's 'n teoloog, so ek kan hierso die voorbeeld noem van die Pasga
van die Israeliete wat na slawerny uittog gemaak het en tot in ons eie dag het hulle hierdie viering van 'n Pasga en dit hou dinge lewendig sodat hulle kan onthou wat gebeur het en soos wat hulle hierdie viering doen, vorm dit hulle. Nog iets wat ek wil bysê hierso is, dis belangrik in ons eie dag want dit vorm ons identiteit en dit vorm ons ook as 'n nasie. Ons kan praat van groepskohesie, soos wat ons dit vier en die wyse wat ons dit vier, vorm dit ons in wie ons is en wie ons besig is om te word. Goed, jy het al voorheen geskryf dat ons dalk nuwe simbole as land nodig het. Wat bedoel jy daarmee en hoekom is simbole so belangrik? Kyk, 'n simbool is eintlik enige iets kan 'n simbool word. 'n Simbool kan 'n reuk wees, 'n voorwerp, 'n handeling, maar dit verwys na iets dieper wat daar agter lê. En simbole is ongelooflik belangrik. Dit het 'n soort van 'n brugfunksie. Dit koppel ons aan 'n groter werklikheid. So jy kan dink aan die simbole van die oorgangstyd van 1994 en die simbole het iets gekommunikeer van iets groter waartoe ons op pad is. Maar ek het gesê enigiets kan 'n simbool word. Neem byvoorbeeld water. Water is 'n pragtige simbool van dorsles, van reiniging, van afwassing, maar water het ook 'n ander kant. Dit is ook vloede, dis ook verdrinking, dis ook die dood. Nou sê nou maar ons nasionale simbool in Suid-Afrika was water gewees vir 'n droë land en dit vertel vir ons iets van hoe nodig dit is vir ons landbou. En dan ewe skielik tref 'n tsunami Suid-Afrika. Die simboliek van water het dan oornag geskuif en ek is dan onseker of water nog simboliseer wat dit vir ons moet simboliseer en wat daai simbool dan ook doen vir ons. Met ander woorde, ek dink dis baie belangrik om van tyd tot tyd te vra, is die simbole wat jy het nog die simbole wat jy moet hê of is dit dalk tyd om nog 'n ronde te gaan dink oor wat is die mees gepaste simbole en of daai simbool nog doen wat hy moet doen. So kortweg. Ja, en ons het nou so 'n bietjie meer as 2 minute oor, maar ek moet by hierdie volgende vraag uitkom. Dink jy Suid-Afrika se na 1994 identiteit is steeds besig om gevorm te word? Absoluut. Ek sal so kort as moontlik probeer antwoord. Ek dink ons is op 'n reis, op 'n baie lang reis. En ek sal graag daai reis vergelyk met die bekende fases van die sterwensproses waar daar ontkenning, woede, depressie, al daai goed is. Daai reis behels dat iets wat was letterlik moet doodgaan en dat dit nie meer daar moet wees nie, sodat ons kan uitkom by iets heeltemal nuut wat opstaan. So ek dink definitief ons het nog 'n lang pad. Daar's 'n klomp mense wat sê ag nee, wat ek sien meer lus hiervoor nie. Maar ek dink dis ongelooflik belangrik dat ons inkoop en besef, jy weet, hierdie pad is nog 'n lang pad wat gestap moet word. Goed, nou het ons so 'n minuut oor. As ons praat of verwys na nuwe simbole, hoe lyk dit prakties? Dis moeilik om te sê. Die eerste ding wat ek sal sê is wanneer ons werk met nuwe simbole, is dit baie belangrik om te kyk wie gaan almal deelneem om 'n nuwe simbool te ontwerp. En ek dink van die absoluut voetsoolvlak af moet daar deelname wees, want 'n paar mense in magtige posisies moenie namens ander gaan besluit wat daai simbool moet wees nie. Op 'n baie praktiese vlak in die 1970s en 80s het die Verenigde Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika die simboliek van 'n kers gevat. En om daai kers het hulle doringdraad gedraai en dit op die nagmaalstafel gevat. So 'n klassieke simbool, nê, het hulle net iets klein mee gedoen en dit in die konteks, die moeilike politieke konteks verbeeld. So om 'n nuwe simbool uit te dink is eintlik nie so moeilik nie. Goed, die tyd het ons ingehaal, maar baie dankie dat jy vanoggend die moeite gedoen het om met ons te gesels. Wat 'n interessante gesprek. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug.